En die dokter sê, as hy geslaan word, die eerste hou breek deur die vel. Want daar is 7 houe met 2 balletjies aan, so elke hou is eintlik 14 houe. Die tweede hou begin breek deur die vleis en deur die spiere begin skeer hulle. Nou gaan ons gou kyk, Dr. Truman Davis. Hy sê uit 'n mediese oogpunt uit, is die volgende goed wat met Jesus gebeur het. Jesus was in Nasaret in Getsemane gewees. Hy was besig om te bid. Sy disippels het in die slaap geraak. Hy het gekom en hulle het hom gevang. Hy's gearresteer nadat hy gebid het. Maar nou moet julle onthou, terwyl hy gebid het hy so vreesbevange geraak, dat sy bloedsweetdruppels geraak het. En toe het hulle hom gearresteer en toe het hulle hom onder valse voorwendsels teruggebring na die stad toe. En toe hulle voor die raad kom, toe word Jesus in die gesig geslaan deur 'n Romeinse soldaat. Toe begin alles. Hy het klaar die moegheid, hy het klaar die spanning op hom gehad. Hy was klaar alleen gewees, hy is klaar gearresteer. Nou begin slaan hulle hom. Toe vat hulle vir Jesus hulle blinddoek om en 'n klomp soldate staan om hom en hulle begin slaan hom. En hulle maak 'n bespotting van hom en hulle vra, as jy God is, as jy die koning is, as jy die Messias is, sê dan vir ons, wie het jou geslaan? Hulle maak 'n bespotting van hom. Wanneer hy word toe gevonnis en hy moet geslaan word. Nou die ding waarmee hulle hom geslaan het is, hy lyk soos 'n sweepie, maar hy het 7 dik rieme. En elke riem het 2 goedjies aan, of 2 loodballetjies, of 'n loodballetjie en 'n stukkie glas, of 'n stukkie been. En dan word hy geslaan. En die dokter sê, as hy geslaan word, die eerste hou breek deur die vel. Want daar is 7 houe met 2 balletjies aan, so elke hou is eintlik 14 houe. Die tweede hou begin breek deur die vleis en deur die spiere begin skeer hulle. En nadat hulle hom geslaan het, sê die dokter, sou sy vel op sy rug sal agter by hom afgehang het, sulke slierte. Sy rug sal onherkenbaar gewees het van die bloed en die wond en die vleis en die spiere. En hulle sit toe later vir hom, trek hulle sy klere uit, dat wat hy aangehad het, en hulle sit vir hom 'n kleed aan, sit vir hom 'n doringkroon op sy kop, en hulle gee vir hom 'n staf. En hulle begin bespot hom. En hulle vat die staf, en hulle slaan hom op sy kop, bo by die doringkroon, laat die dorings al hoe dieper in sy kop ingaan. En toe hulle klaar is met dit moes 'n tydjie aangehou het. Onthou gou, sy rug is rou. Daar is niks vleis op nie. Daai kleed moes vasgeklou het binne in sy rug. En hulle vat die kleed en hulle ruk hom af. As jy 'n grasbind gehad het en jou broek het op hom vasgesit, voel net daai as jy hom so skuif, hoe seer is dit? Sy hele rug was tot niet. En hulle pluk het af. Daarna moes Jesus met hierdie stikkende lyf, met hierdie moe liggaam, met hierdie gebreekte gemoed, moes hy sy kruis optel, en hy moes homself dra Golgotha toe. Sy spiere is oor hulle maksimum getoets, sy spiere is stikkend geslaan, hy kon dit nie verder doen nie. Hy het neergeval en hulle het vir Simon van Sirene gevra om die kruis om verder te dra. Toe op Golgotha aankom, toe word op die kruishout neergelê, en hulle slaan spykers deur sy hande en deur sy voete. En die dokter sê, as hy so oopgestrek gehang het, dan sou die pyn op sy tendon so kwaai seer gewees het, dat enige mens met jou voete sal probeer opstoot, om die drukking op jou hande minder te maak. En sodra jy jouself opstoot, verplaas jy die pyn wat in jou hande is terug na jou voete toe. Hy sê op daardie stadium sal 'n menslike liggaam begin krampe kry het oor die bloedverlies.
Ek wil hê jy moet vir jouself indink as jy in die bed lê en jou kuit kramp, of jou been kramp, of jou arm kramp. Hoe sukkel ons net om daai een dingetjie uit te kry? Sy liggaam is tot niet. Hy spartel teen spykers op, om het vir homself draagliker te maak en hy begin kry krampe. Die dokter sê soos hy vorentoe en agtertoe gaan, om die pyn te verlig van sy arms af. Moet ons besef, sy oop rug skuur teen hy hout, hy riewe hout. Omdat hy in sy arms gehang het sy borsspiere verswak. Dit het gemaak dat hy kan asem inhaal, maar hy kan dit nie uitblaas nie. Nou as jy daar sit, haal asem in, maar moenie uitblaas nie. Probeer weer aanhaal, moenie uitblaas nie. Terwyl jy al hierdie pyn het, hoor gou, en dis nie net hierdie is die pyn wat die dokter beskryf. In dieselfde tyd was al die siektes op hom. Breinkanker, maagpyn, tandpyn, fibrologie. Ek en jy kan op 'n bed lê en in mekaar trek as ons maagpyn het. Hy's uitgestrek teen 'n kruis. Hy kan nie eens opkrul nie. En ons praat nie net van die maagpyn, ons praat van alles. En sy borsspiere is verswak en deur die koolstofdioksied wat in sy liggaam opbou omdat hy nie uitgeasem kry nie, begin raak hy al hoe swakker. Sy borsspiere wat klaar verswak is, hy hang meer aan sy arms, hy kry nie meer opgestoot met sy voete nie. Die dokter sê, jou hart word toegedruk en elke klop raak 'n pyn. En hy maak moed by mekaar en hy skep moed by mekaar. En hy stoot hom op. En hy sê, Here, dit is volbring. Ek gee my gees oor in U hande. Ek wil hê, ons moet ernstig oor dit dink. 'n lewendige God, die Seun van God, wat die hemel verlaat, wat verneder moet word in 'n krib, wat in 'n arm familie gebore is, wat lief was vir hom, wat van vroeg af vervolg was, deur die Sadduseërs en die Fariseërs, deur die Jode. Ons is veronderstel om Jesus se vriende te wees. Hulle is op die einde van die dag die ouens wat hom hulle kruisig het. Is ek en jy regtig lief vir Jesus? Het ek en jy regtig berou oor ons sondes? Is ons bereid om vir die Here hande te klap as ons praise en worship? Is dit die minste wat ons kan doen nie? Toe Jesus aan die kruis kom, tussen 12 en 3, het daar duisternis oor Israel gekom. As ons terugkyk na Egipte, wat Moses die Egiptenare die Jode moes loop uithaal uit Egipte uit, die 9de plaag, het daar duisternis gekom. Wat het na die duisternis gebeur die volgende dag? Eerstegeborenes is dood. Jesus kondig vir ons die dinge aan. Die voorhangsel het geskeur. Ons het vrye toegang tot God deur Jesus Christus. Hy het ons bemagtig deur alles wat hy in die kruis gedoen het. Daar was 'n aardbewing gewees. Daar was 'n aardbewing gewees of die berg het geskit, die Sinaï berg het geskit, toe Moses by by God was, en hy het die gebooie gevat. En hy het weer geskit, met sy kruisiging. Die rotse het oopgeskeur, en die grafte het oopgekom. Ons staan onder 'n nuwe verbond. Die wet is nie weggevat nie, maar hy is vervul. Ons staan onder genade. Ek wil vandag vir jou vra. Net as ons hier uitstap,
net soos jy nou is, net wanneer jy wil, net 'n bietjie te dink oor wat hierdie Jesus vir ons gedoen het. Wat hy vir ons opgeoffer het. Terwyl die soldate hom bespot en te kere gaan met hom, suurwyn in sy mond druk, vra hy nog, Here vergewe asseblief, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die Jesus. Dis die middelaar wat die gap vir ons tussen ons en God kom toemaak het.